Dankie, Amen. Yes, halleluja. Prys die Here. Goeiemôre gemeente. Baie welkom hierso saam met ons by die AGS Care Village in Kuilsrivier en ook hier in die Protea saal waar ons vanmôre ons ere diens het en baie dankie dat jy die warm bed uit opgestaan het om vanmôre hier te wees. Ons waardeer dit. Baie dankie. Dis koud daar buitekant van ons harte is dit warm. Lekker saam gesing. Ja, en die musikante het ons so mooi gelei vanmôre. Dit was sommer lekker om net te luister. Ek het my stem 'n bietjie gespaar vir die woordbediening, so ek het nie te veel gesing nie. Maar dit was baie aangenaam. Baie dankie daarvoor. Ek wil met u praat vanmôre oor die huis van Tannie Tabitha. Die huis van Tannie Tabitha. Nou, as jy die woord van die Here saamgebring het, blaai saam met my na Handelinge, hoofstuk 9, vers 36. Handelinge, hoofstuk 9, vers 36. En in Jope was daar 'n sekere disipelin met die naam van Tabitha, wat as dit vertaal word beteken Dorcas. Sy was oorvloedig in goeie werke en almoese wat sy gedoen het. En in die dae het sy siek geword en gesterwe en hulle het haar gewas en in die bootvertrek neergelê. En omdat Lydia naby Joppe was, het die disippels gehoor dat Petrus daar was. Hulle het 2 manne na hom gestuur wat hom moes smeek dat hy sonder uitstel na hulle toe moet oorkom. En Petrus het opgestaan en saam met hulle gegaan. En toe hy daar kom, bring hulle hom in die bootvertrek en al die weduwees kom by hom staan en ween en wys hom die onder en bo klere wat Dorcas alles gemaak het toe sy nog by hulle was. En Petrus het hulle almal buitentoe gestuur, neergekniel en gebid. En hy het hom na die liggaam gedraai en gesê, Tabitha, staan op. En sy het haar oë oopgemaak en toe sy Petrus sien, het sy regop gesit. Baie dankie Here vir u woord. Mag u woord ook tot ons harte spreek vanmôre. In hierdie maand is dit 'n vroue maand en ek het gedink dit is goed dat ons so 'n vrou in die Bybel 'n bietjie uitlig wat 'n groot impak gemaak het. Nou, die woord Tabitha, as dit vertaal word, is dit Dorcas. So die een is Hebreëus, en die een is natuurlik Grieks. Maar wat baie interessant is, al twee daai name Tabitha en Dorcas beteken ribbok. So, en dis 'n wonderlike dier, die ribbok. As jy na die ribbok gaan kyk, selfs in Habakuk sê, die Here maak my voete soos die van 'n ribbok. 'n Ribbok wat vinnig is, 'n ribbok wat nie rond hang nie, maar wat beweeg. 'n Ribbok is altyd daar op die rotse en hulle is altyd besig met iets pragtigs in hulle natuurlike omgewing. En sy word dus dan 'n ribbok. 'n Ribbok wat eintlik nie net vra wat kan ek doen nie, maar nog voordat jy gesê het, jy sê dit al klaar genoeg. Jy dink nog jy wil dit doen, dan het sy dit al gister gedoen, want sy is 'n ribbok. En dis die tipe vrou waarmee ons hier te doen het. Maar nou wat baie interessant is, daar's net 8 verse in die Bybel rondom haar. En dit is wat ons nou net gelees het, die 8 verse in die Bybel oor Dorcas. Nou daar's 'n boek wat 'n man met die naam van Schumacher geskryf het, E.F. Schumacher. En die boek se naam is Small is Beautiful. Klein is mooi.
as ek dit nou direk kan vertaal. So, dit is nie nodig om hierdie magtige hoofstukke op hoofstukke te hê oor Dorcas nie. Daai klein bietjie wat vir ons gegee word, is pragtig, dis mooi, dis iets wat ons uit kan leer. Small is beautiful. En ek wil ook vandag vir jou sê, partykeer dink jy dat jy doen net klein dingetjies vir mense. Jy dink net om 'n koppie koffie vir iemand te maak beteken nie veel nie. Of om net na iemand se huis toe te stap en te vra as jy alright, beteken nie veel nie. Maar onthou net, dis daai klein dingetjie wat it's so small that makes it beautiful. Small is beautiful. En hier is dit baie duidelike voorbeeld van die Bybel skryf nie hoofstukke oor aan, net 8 verse. Maar hierdie 8 verse het 'n dramatiese impak in my en jou lewe. Ek weet baie van u, toe ek die naam Dorcas gesê het onmiddellik gedink aan die AGS kerk wat se welsynsdepartement vir baie jare al bekend is as die Dorcas Raad. Vernoem na iemand wat omgegee het, wat welsynswerk gedoen het, en dis hoekom hulle dit die Dorcas Raad noem. So, selfs na al die jare kom 'n kerkgenootskap en bring nog steeds aan haar herkenning vir dit wat sy gedoen het. Maar elkeen van ons sal ons eie ouerhuis onthou. Ons eie huis van Tannie Tabitha. Nou my ma se voorletters was HH. En almal het haar ouma HH genoem. So hulle het 'n A agterna gesit. HH. Ouma HH. En as ek nou aan my ouerhuis dink, wat is die Dorcas wat ek in my ma se huis kan onthou? Dan eerstens is, daar was altyd musiek in ons huis. Die radio het altyd gespeel, of 'n plaat het altyd gespeel, gedraai op die tafel, op die draaitafel, maar daar was altyd musiek. Nog voordat die ketel in die oggende op die stoof gesit is die radio aangesit. Die ander ding is, dat in ons huis se spens was daar altyd koekies. Jy kan enige tyd van die jaar, enige tyd van die maand, dat jy daar ingestap het, daar was altyd koekies gewees. Nou, terwyl ek voorberei, toe dink aan my jonger broer, my jongste broer, hy is op 4 jaar het hy sy eerste hartoperasie gehad. En ek kan onthou Dr. Visser, wat ons huisdokter was, as hy my broer kom sien het, dan het hy al ewig 'n verskoning gehad dat hy sy hande moes was, en net in die kombuis was die enigste plek waar hy sy hande kon was. Maar dit was nie oor die kombuis se wasbak nie, dit was oor die spens wat aankom. Want dan het hy eers daar ingeglip en so 'n paar koekies in sy sakke weggevat voordat hy daar weggegaan het. En dit is my ma se ouerhuis gewees. Die huis van Tannie HH daar was altyd gelag in ons huis. En daar was altyd vreugde en vrede in ons huis gewees. En terwyl ek aan hierdie tannie se huis dink ek, as ek sien hoe die mense gereageer het, dan was sy en haar huis soos my ouerhuis. En jy weet vriende, ons elkeen kan ons eie storie oor ons eie ouerhuis vertel. En elkeen het sy mooi om te onthou van sy ouerhuis. Maar wanneer ek na hierdie skrif kyk, is daar 'n paar dinge wat vir my uitstaan. Die eerste is, sy is die eerste vrou wat 'n disipelin genoem word. 'n Disipelin. Beteken nie sy's 'n disipel. Die vroulik van disipel is disipelin. Dis die eerste vrou in die Bybel wat dit genoem word.
En die rede is omdat sy 'n verskil gemaak het. Dis waar. Omdat sy op die markplein 'n verskil gemaak het. Luister daar waar hy sê, en die weduwees het gehuil. Hulle het geween. En elkeen het 'n kledingstuk gehad en sê, maar Dorcas het hierdie vir my gemaak. Dorcas het hierdie vir my gemaak. En alles in daai hele omgewing het oor Dorcas gedraai. Mense amper kon dink sy was die enigste vrou in die dorp. Want alles wat daar gebeur het, Dorcas het 'n vinger in die paai gehad. Maar nie net het sy dit gedoen as mens nie, maar sy het dit gedoen uit die liefde van God. Uit die liefde van Jesus. Omdat sy in 'n verhouding met die Here Jesus was. En daarom kan sy 'n disipelin genoem word. En nou vra ek maar net, as hierdie hoofstuk, hierdie 8 verse oor my en jou geskryf sou word, as die Bybel dit moes inbring by ons, net 8 verse van ons, sou hulle kon sê, dit was 'n disipel van die Here. Of 'n disipelin van die Here. Iemand wat die Here gevolg het, ongeag die prys, ongeag die opoffering, ongeag wat my omstandighede finansiëel en wat dit ook al beteken vir my. Om 'n disipel te wees beteken daar's opoffering. Ek meen, Petrus, hy was 'n jolly-go-lucky guy, lekker vis gevang, lekker geld gemaak met sy vissery, lekker daar op die boot rondgehang. En dan kom die Here Jesus en hy sê vir hom, volg my. Halleluja. En daar, net daar los hy alles. Hy los sy boot, hy los die vis daar op die boot, hy los alles, hy los tot sy vrou. Julle weet hy was getroud, hè? Want sy skoonma het siek geword. Hy los alles. Ek kan al hoor hoe daai vrou sê, hy wonder wanneer kom jou pa weer huis toe, die gras is lank. Hierdie dat hy Jesus so agtervolg en volg, moet nou 'n einde kry. Hier's werk by die huis, die plek moet geverf word. Maar Petrus doen dit. En toe sy skoonma siek word, toe gaan hulle en Jesus bid vir sy skoonma. En sy word gesond. Maar dit het iets geoffer van Petrus, iets geoffer van sy vrou, iets geoffer van sy kinders. Dat hy het nou vir 3 jaar saam met die Here Jesus die hele land deurgetrek. So nou en dan het hy kom graste. So nou en dan het hy die waterkrane se welfies reggemaak, of wat doen daai washoutjies reggemaak. Maar dit was opoffer. En dan op 'n stadium vra die juffrou vir die klein Petrus in die klas, waar is jou pa? Nee, my pa sit in die tronk. Wat 'n krimineel is dit? Nee, hy volg Jesus, hy het hom toegesluit omdat hy Jesus volg. Wonderlik. So opoffer. 'n Mens dink nie daaraan nie. Mens besef dit nie. Hier's Dorcas. Sy maak klere. En julle weet wat kos materiaal. Julle weet wat kos gare. Julle weet wat kos dit 'n naald julle. En dan maak sy hierdie klere. En sy het 'n skerp. En sy het 'n tafel en sy het 'n patroon. En sy miskien 'n bril. Miskien 'n bril. Terwyl ek as jy praat oor hierdie materiaal goed en so dink ek, ons is daar op Arrenos in die Suidwes-Afrika in Namibië vandag, op Arrenos 'n plek, as jy nie weet waar dit is nie, ek dink nie eers die duiwel weet waar dit is nie, maar jy kan dit gaan Google, dit is so in die Kalahari.
En eendag sê Daphne vir my, sy wil 'n patroon gaan kry om 'n rok te maak. En ek vat aan koöperasie toe. En hulle gooi daar boeke op daai toonbank uit met patrone. En sy blaai daar deur en op 'n stadium sê sy, ek soek hierdie patroon. Hulle sê goed, ons sal dit bestel vir jou oor so 2 weke sal jy dit hê. 2 weke later die kom die patroon toe sê sy, dis ek nie meer is om 'n rok te maak. Nou dink net, jy weet, dis 'n moderne tyd waar ons lewe. Dink nou net in die tyd waar sy gelewe het. Patrone was nie so volop beskikbaar nie. Want tog het sy dit gedoen. Want sy het Jesus gevolg. Sien, dis die verskil. Wanneer ek en jy Jesus volg, dan gebeur dinge en ons aanvaar dinge, ons belewe dinge en dit bring ons net nader aan die Here. Dan die woord sê ook, en sy was in oorvloed van goeie werke. Wonderlik. Goeie werke. Die Here sien ook dit raak en hy skryf dit in daai 8 verse, skryf hy dit, nee, goeie werke. Daai omgee werke. Daar was 'n vrou in ons gemeente uit 'n Haag, Serena Potgieter. Mense het in die middag, wanneer dit hulle etenstyd was, Kaapstad vinnig kom kuier. Want hulle het geweet as hulle etenstyd daar kom, dan gee Serena vir hulle ook kos. Totdat haar man eendag, een aand in die kombuis kom en sien hier sit Serena aan brood eet. En hy sê vir haar, en nou dat jy brood eet, sy sê nee, ek het my bord kos vanmiddag weggegee toe die mense hier gekom het. Hier was nie genoeg kos nie. Toe gee ek my bord kos weg. Nou ja, hy het nie Jesus geopenbaar nie. Hy het daar net daar belet om dit ooit weer te doen. Maar dit is Dorcas hart gewees. Sy sou haar laaste bord kos weggegee. Goeie werke gedoen. Sy het die rokke gemaak. Sy het die zips ingesit. Goeie werke. Dan sê hy almoes. Almoes. Iemand het gister, ek kan nie onthou waar ek gehoor, iemand het sop gemaak en amper vir die hele huis sop uitgedeel. 'n Houertjie sop. En vir hulle gesê, hier's lekker sop. Nou, dis mos almoes. Hy omgee. Miskien nou nie vir almal die sop gegee nie, maar van die mense het sop gekry. En dis wat tel. Sien, dis die huis van Talita. Die huis, AGS Care Village. Kan ons nie ook 'n huis Talita wees nie? Kan ons nie ook 'n huis van Dorcas wees nie? Ek moet ook sê, ja, ons sien dit nie altyd alles raak nie. En ons beleef dit nie. So nou, nee, dat ek rewind. Weet julle, dan Chris kom so by my huis in, dan het hy pudding, wat hy vir my gee, wat iemand gemaak het. Dan sê ek, kyk, ek eet nou nie eintlik pudding nie, maar ek eet nagereg, ek sal. Maar, daar's iemand in die huis, wanneer daai persoon nagereg maak sy 2 of 3 bakkies addisionele nagereg en deel dit uit. Dis almoes. Dis nie groot nie. Dis nie hier dat ons nou elke dag vir almal kan 'n hamburgers en chips uitdeel. Maar dis daai small is beautiful. Daai bakkie sop. Daai pannekoek. Daai koeksusters, daai vetkoeke. Noem dit net, jy weet. Ek kan nou nie sê daai donuts nie, want dan gaan die man so weer kwaad word. Maar dit maak die almoese die moeite werd. Jy weet, daar's 'n fliek. As jy dit nog nooit gekyk het nie, gaan Google dit.
pay it forward. 'n seentjie kry 'n opdrag by die skool oor hoe kan hulle 'n verskil in die gemeenskap maak. En hy gaan skool toe en hy maak 'n ronde kring en hy sê, meneer, hierdie ronde kring is ek. Vandag gaan ek pay it forward. Ek gaan vir 3 maatjies elkeen 'n X bedrag gee. En dan wil ek vir daai 3 maatjies sê, hulle moet weer vir 3 ander maatjies elkeen iets ekstra, iets spesiaals doen. Pay it forward. So dan word daai 3 word dan 9. Die 9 word 27 en so gaan dit net af. Nou natuurlik, die mense het dit nou nie in die skool regtig gewaardeer nie. Maar op 'n dag is daar 'n man wat 'n storie skryf, as joernalis. En toe hy uitstap, toe het iemand sy kar gesteel. En 'n man kom en hy sê, "Hier's my kaartjies, go." En hy klim in die kar en hy gaan sit sy storie in. Hy vind uit wie se kar dit is. Die volgende dag kom hy by die man en hy sê vir die man, "Meneer, dankie vir jou kar se gebruik, hier is die sleutel." Hy sê, nee, dit was pay it forward. Hy wil nie die kar terug hê nie. En hy vertel vir hierdie joernalis oor pay it forward, hoe hy daar aangekom het dat iemand het in sy moeilike dae pay it forward gedoen. En die joernalis het toe die storie opgevolg. En die dag toe daai seentjie, wat toe nou later 'n man was, sterwe. In die film sal jy sien kilometers en kilometers se karre wat opgedaag het by sy begrafnis by het forward. En ek wil vandag sê, as daar iemand was wat it pay it forward, dan was dit Tannie Dorcas. She paid it forward. En die Here daar geëer, hy het daar uit die doodheid opgewek. En dan vra ek vanuit vanmôre, as ek nou vir u sou uitdaag, pay it forward. Wat sou u doen? To pay it forward. Net aan 3 mense. Pay it forward. Weet? Gaan koop 3 brode en gee vir elkeen 3 mense brood en sê pay it forward. Ons kan 'n verskil maak. Dorcas het 'n verskil gemaak. Haar huis was die rooi letterhuis. Almal het geweet, hier gaan ons gehelp word. Hier gaan ons nie weggedraai word. As jy kyk na die boek wat ek geskryf het, God Can Do It Again is die Engelse titel, die Afrikaanse titel is Weggooi Kind, Boemelaar Kind, Koningskind. Dis die boek se naam. Dit gaan oor 'n pastoor, wat vandag 'n pastoor is, wat as baba weggegooi is deur sy ouers. Hulle het hom by 'n weeshuis gelos toe hy pas gebore was. Maar weet jy, die pastoor vertel my terwyl ek die boek geskryf het en my navorsing gedoen het. Toe sê hy, weet jy, dit was by die predikante, die pastore se huise waar ek soos honde weggejaag is. Toe ek 'n boemelaar was. Hy sê maar daai manne wat op die paaie werk. As ek daar kom, dan haal hulle boelie beef uit en hulle boontjies en hulle ertjies en hulle maak die blikke oop en hulle deel hulle kos met my. Hulle het so min, maar hulle het dit altyd met my gedeel. Pay it forward. To pay it forward moet jy integriteit hê. To pay it forward, soos Dorcas moet jy liefde hê. Jy moet dit nie doen uit dwang nie. Die Here het 'n vrymoedige gegewe. Ja. Jy doen dit omdat jy wil omgee. Jy doen dit nie omdat daar een of ander wet is wat sê jy moet dit doen. Jy doen dit omdat jy dit graag wil doen. Dis waarheid. Hoe lyk jou huis vandag? Is jou huis 'n Tannie Tabita se huis? Wat sal die mense sê as jy te sterwe kom? Sal hulle jou mis? Maar net 'n vraag. Pay it forward.
Hemelse Vader, ons kom vanmôre en ons dank U vir 8 verse in die Bybel van 'n merkwaardige vrou, Tannie Tabitha. Here, dankie vir Tannie Dorcas. Selfs die AGS Kerk gee erkenning aan haar. Dankie vir haar getuienis, Here. En ek bid dat haar getuienis ook ons getuienis sal word. Dat mense sal praat van 'n omgee. Die mense sal praat van iemand wat werklik daar is in tye van nood. En ons eer U daarvoor. Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Mag die Here se genade met U wees en